Ek sê goeiemôre in Yahusha se naam. Ek weet nie of mense dit weet nie. Maar baie mense dink dat ek weet ook nie. Hierdie is net iets wat by my opgekom het. Ons was besig om te ry in ek dink dit was van Welkom af terug Odendaalsrus toe in die Vrystaat. En toe skielik het iets by my opgekom. Daar is 'n liedjie wat AGS baie gesing het in my grootwordtyd. Hy sal kom op die wolke, ja, dis seker. Nou hy is opgeneem in die wolke toe hy teruggegaan het na Papa Yahweh toe in die daglig, want sy disippels het hom gesien opgaan en daar was wolke in die lig wat hulle kon sien. Toe kom dit by my op, hy het ons nog 'n leidraad gegee van die van hoe dit gaan lyk wanneer hy gaan terugkom. Hy gaan nie terugkom in die donker nie, in die aand nie. Hy gaan terugkom wanneer die lig dag is en wanneer daar baie wolke in die lug gaan wees, want die woord sê elke oog gaan hom sien en elke tong gaan bely. Elke knie sal buig. Wat beteken? Hy kom in die dag. Hy gaan op 'n tydstip kom waar dit 'n dag is oor die hele aarde. Op die huidige oomblik het verskillende lande verskillende tye. Sommiges het nag waar ander dag het en so meer. Hy kom wanneer dit daglig is. Die wolke gaan in die lug wees, so almal gaan hom kan sien daar. En die rede hoekom die woord ook sê, hy kom soos 'n dief in die nag vir die wat hom nie dien nie, omdat diewe altyd in die donker te kom. En mense wat te besig is met wêreldse dinge soos hulle lewens te lei, TV te kyk, die mense wat te veel gefokus is op wêreldse goeders, gaan hy soos 'n dief in die nag op hulle afkom. Want hulle verwag hom nie. Hulle is nie gereed om hom te ontmoet nie. Die wat gereed is, hulle is gereed. Vir hulle sal hy nie soos 'n dief in die nag wees nie, want hulle verwag sy koms. Die wat besig is om partytjie te hou, te drink, te dobbel, te skinder, dwelms te gebruik, seksueel te verkeer waar hulle nie moet nie. Net dinge wat wêreldse mense almal doen. Musiek luister, laat die arme voertuig waarin hulle is vibreer daarvan en die vensters van die huise in die omtrek ook. Dit is alles wêreldse dinge en hulle sal hom nie verwag nie, want hulle is te besig met hulle eie persoonlike dinge in hulle lewe om nog te dink aan hier kom iemand wie niemand gesien het nie, want dit is meer as 2000 jaar na sy ter dood veroordeling. So al wat ek wil sê is, hy het vir ons nog 'n stukkie raad gegee. Hy het vir ons gesê, hy kom, en hy gaan kom op die wolke. Elke oog gaan hom sien, elke tong gaan bely, elke knie gaan buig. Is dit nie 'n wonderlike ding om te weet nie? En ek is nog nie seker of dit fisies met die oog gaan wees, en of dit geestelik met die oog gaan wees nie. As almal hom gaan sien kom, miskien op daardie oomblik word almal se oë geestelik oopgemaak, dat hulle kan sien. Want baie mense is nie geestelik oop vir hom nie.
En in Openbaring en baie dinge in die Nuwe Testament moet jy deur 'n geestelike oogpunt kan sien om regtig dit wat hy bedoel vir jou kan vang. Jy moet geestelik oop wees vir hom. En ek bedoel nou nie, jy moet dink jy weet alles nie. Want ons as mens weet eintlik niks nie. Sonder hom weet ons niks. So, ja, wees gereed. Hy gaan kom op die wolke. Elke oog gaan hom sien. Elke tong gaan bely dat hy Jahwe is, dat hy koning is, dat hy heerser is, dat hy verlosser is, dat hy geneesheer is, dat hy alles is. Elke tong gaan dit bely en elke knie gaan buig. Of jy nou in hom glo en of jy nou nie in hom glo nie, elke knie gaan buig. Dis al wat ek wou sê vandag. Seëninge verder.